Ek wil gou hê met elke oog wat toe is, om net gou hierdie prentjie te skets van enigiets wat jy of jou familie dalk nou mag face. Of dit onsekerheid is, of dit dalk so 'n bietjie angstigheid is, of dit dalk seer is. Dalk is jy heeltemal aan die ander kant en jy's vol geluk en jy's vol met joy. Kan jy net vir 'n oomblik dankie sê? Here, dankie vir alles wat U nou al vir ons gedoen het. En as jy dalk in die middel van jou battle is, of jy is dalk in die middel van iets wat enige kant toe kan gaan, spreek Jesus. Spreek Jesus oor daai situasie. Spreek Jesus oor daai besigheid. Spreek Jesus oor daai droom wat losgemaak is in jou hart. Spreek Jesus oor jou man, oor jou vrou. Spreek Jesus oor jou kinders. Spreek Jesus oor jou toekoms. Hemelse Vader, waar ons as 'n gemeente in unity staan, wil ons eerstens net kom dankie sê vir alles wat U nou al vir ons gedoen het. Here, dankie vir elke liewe voorsiening, elke liewe struikelblok, Here, wat ons oor kon gekom het. Here, en ons wil nou kom bid, Here, vir hierdie gemeente se toekoms. Here, ons weet, ons toekoms is veilig in U hande. Here, ons spreek Jesus oor ons gemeente se toekoms. Here, dankie vir ons leiers, vir ons leraars, vir elke liewe een wat te sê het oor hierdie gemeente. Here, dankie vir ons ouderlinge. Here, kom en kom seën hulle met krag, insig, wysheid. Here, dat hulle nie sommer net sal planne maak oor die toekoms van ons gemeente nie. Here, maar dat dit Heilige Gees geïnspireer sal wees. Kom gee vir hulle wysheid, kom gee vir hulle 'n visie, kom gee vir hulle, kom voorsien vir hulle. Dis ons gebed in Jesus se wonderlike naam. Amen en amen. Dan sê baie dankie, julle mag julle sitplekke neem op hierdie ongelooflike warm oggend wat ons beleef. Wat 'n fantastiese week. Kyk, jy hoef nie Kaap toe te gaan om snaakse weer te ervaar nie. Jy kon sommer maar net hierso gebly het vir hierdie week. Dit was nou nie een van my persoonlike favorite weke met al 4 seisoene wat in een sommer net gedruk is nie. Dit was nou iets anderster gewees. Maar voordat ons by die woord gaan uitkom, het ek net so 'n paar afkondigings. En my heel eerste afkondiging is dat ons wil baie graag, soos wat die gemeente groei, elke liewe behoefte van ons gemeentelede aanspreek. En wat ons gesien het, is dat daar is 'n behoefte vir 'n vroue bediening. Die mannebediening wat op Dinsdae-aande by mekaar kom, gaan goed aan, en ek sien net hoe yster slyp yster, en ek sien net hoe skaaf en hoe bou hulle mekaar op. So ons wil graag kyk, is daar 'n behoefte vir 'n vroue-bediening? So as jy dalk 'n droom het rondom, jy wil graag deel wees van hierdie vroue-bediening, of jy dalk so 'n paar planne of idees, om dalk net agter by die iDesk 'n draai te maak, en te sê, hoorie, my naam is soveel en soveel, ek wil asseblief deel wees, of ek het hierdie plan, ek wil my hande vuil maak, ek wil help bou aan hierdie bediening, sit my naam op, asseblief, maak 'n draai vir ons daarso. En dan die tweede afkondiging is dat ons het 'n Ou Testament kursus saam Dr. Johan Serfontein wat laasweek hierso was. So hy gaan die 6de Mei gaan ons 'n in-persoon sessie hê, daar gaan 4 sessies wees, en dan vir die volgende 3 weke gaan ons 'n aanlyn sessies hê. Maar die 6de Mei sinne is hierso by die kerk, ek kan nou net nie onthou hoe laat, 7 uur. Dat is hy, 7 uur die aand begin ons in the view, so asseblief registreer ook aanlyn of by die iDesk. En dan my persoonlike gunsteling afkondiging is dat ons 412 kursus se registrasies maak vandag oop. So vir die wat nie weet wat die 412 is nie, dit is 'n kursus spesifiek vir al ons graad 11 en 12 leerders.
Dit is nie soos die NG Kerk se katekisasie nie. Dit is 'n ander tipe kursus wat ons spesiaal aanbied. En want ons het gekom en gesê, hoorie, so ons moet ons kinders voorberei vir universiteit, vir naskool. So hoe gaan ons hulle voorberei? Wel, 1 Timoteus 4:12 sê, moenie dat enige iemand jou minag as gevolg van die ouderdom nie, maar stel 'n voorbeeld deur wie jy is, hoe jy praat, hoe jy optree en jou integriteit. So, jy kan agter is daar 'n QR code wat jy kan scan om te registreer. Vul vir ons asseblief al jou details in. Daar gaan wees rondom jou kind se besonderhede en jou as ouer se besonderhede wat jy vir ons moet invul. OK. Een van my vriende is hierso vandag. Wat baie spesiaal en naby ons hart is. Ek wil net 'n shout-out gee vir hom wat verjaar vandag. Maar geluk met jou verjaarsdag, ons is baie lief vir jou. Ek gaan jou nou nie uitlig en vra jy moet staan en al daai klas van goeders nie. Ek wou baie graag, want as ek soos, nee, as jy met die ou gaan dit nie like nie. Soos wat jy weet, is ons besig met 'n reeks met die naam Dit is in die Bybel. En ek het die voorreg om te praat oor die boek Habakuk. En ek het eers gedog, dit gaan 'n verskriklike, maklike boek wees, want hy het net 3 hoofstukke, en Habakuk 3 kom daai ongelooflike bekende gedeelte van al sou die vyeboom nie bot nie, en al sou die beeskrale sonder beeste wees. Ek sê, easy man, hier is 'n baie maklike, eenvoudige boek, kom ek gryp hom gehou. Min het ek geweet, dat hoofstuk 1 en 2 gaan vir my ore aansit, en gaan my so 'n bietjie challenge. Want jy sien, Habakuk het deur so 'n journey beweeg. Hy het deur so 'n reis gegaan. En my tema vir vandag is my hartspostuur. So Dani, dit is nou 'n snaakse naam. Wat beteken hartspostuur? En hier is nie 'n baie algemene term nie, so ek het hom vir ons op die bord gesit. Hartspostuur verwys na die innerlike gesindheid, ingesteldheid of toestand van jou hart. Veral in hoe jy met God, ander mense en jou omstandighede omgaan. Dis die onsigbare ingesteldheid van jou siel teenoor God. En dit bepaal hoe jy leef, reageer en groei. En ons gaan so 'n bietjie kyk na Habakuk se hartspostuur verandering. Hoe het hy tot by hoofstuk 3 gekom, dat sy hartspostuur is, al sou die vyeboom nie bot nie. Al sou die beeskrale sonder al sou die landerye niks oplewer nie, nogtans sal ek juig en jubel in my God. Hoe het hy tot op so 'n punt gekom? Want kyk, Habakuk begin en hy vra vir ons so 'n paar, hy vra eintlik vir God so 'n paar vrae wat ons dikwels te bang is om te vra. Habakuk 1 vers 2 vra hy, hoe lank moet ek nog roep om hulp? U luister nie na my nie. Geweld roep ek baie hard, maar u red my nie. Was jy al in 'n situasie waar jy nie 'n uitweg gesien het nie? Waar jy nie 'n uitweg gesien kom het nie, en jy bid nou al hoe lank, maar dit kom net nie, of dit werk dalk nie lekker soos wat jy gedink het, dit moes werk nie. En dan as ons moet eerlik wees met mekaar, dan raak ons partykeer frustreerd in hierdie situasie, of hierdie omstandighede waarin ons osself bevind. Nou, Habakuk is nie 'n man sonder geloof nie. Hy is 'n gelowige man, wat eerlik is oor sy struggles. En in sy worsteling, het ek 3 punte waar ek graag wil gesels vanoggend. Punt nommer 1, is dis okay om vir God vrae te vra. Habakuk begin met verwarring en frustrasie. Hy sien geweld, onreg en boosheid, en God lyk stil. Habakuk 1 vers 3 sê hy, waarom laat u my die onreg en die ellende om my sien? Waar ek ook al kyk, sien ek vernietiging en geweld. Ek is omring deur mense wat daarvan hou om te stry en te beklei. Is dit nie dalk so 'n bietjie van toepassing oor ons omstandighede of ons situasies in ons land nie? My ouers, bless hulle bly nog in Klerksdorp. Hulle sou se in hierdie gedeelte sê, waarom laat u my al hierdie potholes sien rondom my? Waarom laat u my kar deur al hierdie slaggate ry?
Waarom laat u elke keer die robot afgaan in spitsverkeerdheid? Waarom laat u nie hierdie vullis verwyder nie? Waarom laat u my al hierdie dinge sien? So jy sien, Habakuk bevraagteken so 'n bietjie die Here. Dink aan 'n kind met 'n gebreekte speelding. Hy hardloop na sy ouers toe, nie omdat hy sy ouers betwyfel nie, maar omdat hy vertroue het en dat hy nederig genoeg is om hulp te vra. Nou, onthou dat God word nie bedreig deur jou vrae nie. Hy word nie geïntimideer deur jou challenges nie. Ons as Christene voel dikwels dat ons met hierdie polished gebede bid. Ons met hierdie tipiese kerk, diplomatiese gebede bid, en as ons nie diplomaties genoeg is nie, dan gaan God my nie hoor nie. Maar dit is nie so nie. Ware geloof is eerlik. Jy hoef nie jou emosies eers te filter, voordat jy met God praat nie. So wanneer die lewe nie sin maak nie, bid nog steeds. Wanneer God stil voel, praat nog steeds. Wanneer jy frustreerd is, wees nog steeds eerlik. Geloof is nie om voor te gee, alles is reg nie. Dit is om God te vertrou, wanneer dit nie is nie. Punt nommer 2, is dat God is altyd aan die werk, selfs wanneer jy dit nie verstaan nie. Daar gedeelte in die liedjie Waymaker, even when I don't see it, you're working. Here, ek verstaan nie waarmee u besig is nie. Ek verstaan nie waardeur ons nou moet gaan nie. Ek verstaan nie hoekom ons deur, maar dit gaan oukei wees. Ek vertrou u. Kyk, God antwoord Habakuk, maar nie op die manier wat hy verwag nie. Habakuk 1 vers 5 sê die Here het geantwoord, kyk na die nasies en staan verbaas. Let op en staan verstom. Ek doen iets in jou leeftyd. Iets wat jy nie sou glo as iemand anders jou dit vertel nie. God gee vir Habakuk 'n skokkende en ongemaklike antwoord. Hy sê dat hy die Babiloniërs gaan gebruik om die Israeliete reg te ruk. En Habakuk sak sy kop so. En hy sê, Here, maar die Babiloniërs is nog erger as wat ons is. Hulle is nog erger, hulle is nog donkerder, hulle neem nog erger wraak, hulle glo nie aan straf nie, hulle deel dit net uit, of jy dit nou verdien of nie. Ek is nie so seker nie, maar God is soos, ek gaan hulle gebruik, moet jy nie worry nie. Dink aan 'n kunstenaar wat besig is om 'n baie mooi skildery te verf. Van naby af sien ons net hierdie kwashale, hierdie chaotiese gedeelte, donker klere, dit lyk deur mekaar. Maar as ons net so eentjie terug staan, dan sien ons 'n beter prentjie, ons sien die volle prentjie, en ons sien hierdie meesterstuk besig om vorm aan te neem. Habakuk kon net kwashale sien op daai stadium, maar God het die volle prentjie in gedagte. God se manier maak nie altyd sin in die oomblik nie, maar onthou, ek wil graag hierdie 3 punte net na die huis toe dryf. Delays are not denials. Stilte is nie afwesigheid nie. En verwarring is nie verlating nie. Wanneer God stil is in jou lewe, beteken dit nie dat hy is nie daar nie. Een quote wat ek gesien het, is dat wanneer is 'n onderwyser op sy stilste? Wanneer die leerders besig is om toets te skryf. So partykeer moet ons net vertrou dat God is besig met iets. Soms as God in ons lewens werk, dan maak dit ons so 'n bietjie ongemaklik. Partykeer ontstel dit ons, want dit gaan nie soos die ideale prentjie wat ons gedink het hoe dit moet uitwerk nie. Maar dit beteken nie dat God se plan is nie doelgerig nie. Die vraag is nie, verstaan ek wat God doen nie. Die vraag is, vertrou ek hom in elk geval. Al verstaan ek nie, dit gaan oukei wees. My laaste punt is dat die regverdig is, sal deur geloof lewe. In die hart van Habakuk is een van die kragtigste stellings in die skrif. Habakuk 2 vers 4 sê, kyk na die hoogmoediges. Hulle vertrou op hulle self en hulle lewe is boos. Die regverdiges daarenteen sal deur hulle geloof lewe. Hierdie vers weer klink deur die hele Bybel en dit definieer wat dit beteken om God te volg. En Habakuk se hartspostuur verandering
beweeg van vra na wag na aanbidding. Hoofstuk 1 is vol vrae. Here, hoekom dit? Hoekom daai? Hoekom moet hierdie gebeur? Here, ek verstaan nie hierdie nie. Dan beweeg hy in hoofstuk 2 na wag. Dis okay. Dis okay, Here. Wanneer hy stil is, vertrou ek U. Dan beweeg dit oor na aanbidding toe. Ek kan nog steeds iets doen, al is God stil. Ek kan nog steeds my kant bring, al sien ek nie die volle prentjie nie. Habakuk beweeg van vra na wag na aanbidding. Teen hoofstuk 3 het sy hartspostuur heeltemal verander. Dan kom hierdie bekende skrifgedeelte, Habakuk 3, vers 17 tot 19. Selfs al sal die vyebome nie bot nie, en die wingerde sonder druiwe staan, al het die olyfoes misluk, en lewer die landerye niks op nie, al vergaan die klein vee in die veld, en is die beeskraale leeg, tog, ten spyte van alles, sal ek my verbly in die Here. Hy neem 'n doelbewuste besluit. Ek sal juig oor God wat my verlos. Die oppermagtige Here, hy is my krag. Hy maak my voete soos die van 'n ribbok op hoë plekke, laat hy my veilig loop. Nou Habakuk het hierdie boek geskryf 'n paar jaar voor die Babiloniërs Israel aangeval en oorwin het. En kan ek vir julle sê, dat as dit nie was vir die Babiloniërs nie, sou ons nie 'n Daniël in die leeukuil gehad het nie. Sou ons nie 'n Shadrach, Mesach en Abednego gehad het, wat eintlik half net so 'n interessante storie. En ek wil afsluit met hierdie storie van Shadrach, Mesach en Abednego. Kyk, daar's teoloë wat stry oor hulle ouderdom. Is hulle mans, groot mans, of is hulle tieners? Daar's 'n paar studies wat suggest dat hulle dalk tieners mag wees. En ek het een preek gekyk en die pastoor sê, as jy kyk na hulle antwoorde, hoe hulle koning Nebukadnesar antwoord, dan kan jy amper half so 'n bietjie van 'n tienerhouding in hulle sien. Hulle is aanvallend, hulle is verdedigend, maar hulle is nog steeds respekvol. Almal wat tieners in die huis het, weet nou waarvan ek praat. Soos, ek wil net vir jou sê is verkeerd, maar ek weet nou nie hoe nie, want jy sê nog steeds vir my pa of ma, en jy het nog steeds vir my ietsie gemaak, ek verstaan dit nou nie. En dan, ja, dis maar net baie interessant. Daniël 3, hoor net gou 'n bietjie hulle antwoord, hierdie 3 seuns se antwoord. Shadrach, Mesach en Abednego het koning Nebukadnesar geantwoord, ons ag dit nie nodig om u hierop te antwoord nie. Het jy 10 vir jou gesê, ek hoef nie te antwoord nie? Of jy vra 'n vraag en hulle is net soos, hulle sê niks, hulle is doodstil. Vers 17, die God wat ons aanbid, kan ons uit die vuur red. Hy sal ons uit u mag bevry, u majesteit. En hoor net gou hulle hartspostuur in vers 18. En selfs al red hy ons nie, u majesteit, sal ons nie u gode vereer nie. Ons sal nie die goue beeld wat u gemaak het, aanbid nie. Kyk wat Nebukadnesar het hierdie massive goue beeld van homself laat maak. En sodra daar musiekinstrumente speel, dan moet almal buig voor hierdie beeld. En hierdie drie seuns het gesê, ons gaan nie hierdie doen nie. Hierdie was hulle antwoord gewees, en sê soos, ek gaan nie. En weet jy wat, al red God ons nie van hierdie vuuroond nie, nog sal ons nie buig nie. En ek ken die res van die storie. Hulle is in die vuuroond gegooi, en Nebukadnesar gaan nader, en hy vra toe vir sy raadgewers, hy sê, het ons nie 3 ingegooi nie? Hoekom sien ek 4 mans los rondloop in hierdie vuuroond? En as gevolg van hulle geloof, het Nebukadnesar tot bekering gekom, en het die volgende reël ingestel. Hy sê, dat almal sal niks, of niemand sal niks disrespectvol sê, teenoor hierdie 3 se God nie. En as enigiets disrespectvol sê, dan sal hulle met hulle lewe betaal. En hy sien, as gevolg van hulle hartspostuur wat reg is, God was stil gewees. Hulle het nie geweet, of gaan hy hulle antwoord nie. Jesus kon hulle gered het enige tyd, wanneer hulle voor die koning gestaan het,
toe hulle gearresteer is en voor die koning neergegooi is. Maar nee, hulle sê al red hy ons nie, al sou die olyfoes misluk, al sou die resultate nie wees soos wat ek graag wil hê nie, nogtans sal ek aan my geloof vashou, en ek sal my krag trek van God af. So, ek wil net weer Habakuk se hartsverandering, sy hartspostuur verander van vra na wag na aanbidding. En ek wil vir jou die vraag vra, waar is jy in hierdie hartspostuurreis? Waar sien jy jouself? Is jy daar waar jy dalk God betwyfel, waar jy vir God vra, en jy is besig om te worstel tussen jy en God? Is jy besig om hom te vertrou, al maak dit nie vir jou sin nie? Sê jy, ek gaan volgens my geloof leef, dis okay, ek hoef nie al die antwoorde te hê nie, ek sal nog steeds aan U vashou. Of is jy besig om hom te loof en te prys, ten spyte van jou omstandighede? Al is jy en jou familie in die vuuroond besig om net verdruk te word, dis okay, ek sal loof en ek sal hom prys. Sit net so, maar goed jou oë, kom ek sluit vir ons af. Hemelse Vader, Here, dankie dat ons aan U kan vashou. Here, in tye van onsekerheid, in tye van verdrukking, Here, waar dit nie vir ons sin maak nie, dankie dat U is die enigste konstant waarin ons kan vashou. Heilige Gees, ons wil nou vir U vra. Here, kom ondersoek ons hart. Hoe lyk ons hartspostuur vandag teenoor ons medemense, teenoor ons gemeente, teenoor ons werk, teenoor ons besigheid, Here, teenoor U. Here, mag ons hierdie week ingaan, Here, dalk met 'n hartspostuur verandering. Here, dat al het ons vra, sal ons nog steeds U vertrou. Here, al gaan ons deur moeilikheid, sal ons nog steeds kies om U te loof en U te prys. Seën ons hierdie week, Hemelse Vader. Here, en mag ons U hand sien werk in elke liewe faset van ons lewens. In die naam van Jesus. Amen en amen. So, ek hoop jy het 'n fantastiese week. Ek hoop dat hierdie week nie te challenging is nie, maar dat die Here besig is om in jou hart te werk. Besig om na jou hartspostuur te verander. Daar waar dalk die vyand twyfeling saai, mag die Heilige Gees kom en dit net stil maak en sê, vertrou my, ek het jou. Sit so, ontvang die seën van die Here. Mag God, wat alles ten goeie meewerk vir die wat hom liefhet, jou behoed en bewaar. Mag jy herinner word hierdie week om hom te vertrou ten spyte van die omstandighede en emosies. En mag jy jou hartspostuur verander na een van ware geloof. Amen en amen. Ek wil jou uitnooi, Coffee the Bible is oop, jy het definitief 'n warm koppie koffie nodig, ek kan voel, my hande is lekker koud, so ek moet ook vir my enetjie kry. Kom geniet dit saam met ons, kom gesels met ons, en mag jy 'n fantastiese week hê. Totsiens.